Vriende, goeiemôre. Ons is die Here en dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees, dat ons vanmôre die woord van die Here in ons midde mag hê, dat ons daaruit mag lees, dat ons daaruit onderrigting mag ontvang. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën so rondom sy woord. Nou, u sal onthou, ons het gister bietjie gepraat oor die gedagte daaruit Esegiel 16, Esegiel 37 en verskillende Nuwe Testamentiese gedeeltes oor die gedagte dat die Here vir ons in ons sondige dooie toestand gesê het, leef. Dat hy vir ons wat dood was in ons sonde en misdade lewend gemaak het. Daarom kan ons sê ons is uit genade gered. En vanmôre gaan ons by die B-gedeelte uitkom, want u sien, as uitverkorenes, as weergeborenes, as bloedgewastes, het ons nou 'n nuwe identiteit en ons het 'n nuwe roeping. Daarom praat ons vanmôre oor die gedagte van die identiteit en roeping van die uitverkorenes. Nou daar in 1 Petrus, die tweede hoofstuk, nou ons almal ken vir die apostel Petrus, hierdie voortvarende, vinnig met sy mond, vinnig met sy optrede apostel wat deur die Here geheilig was en eenkant gesit was om die Nuwe Testamentiese kerk, veral die Jode, te begelei, hulle wat tot bekering gekom het daar in Jerusalem en verder. En ons dank die Here vir sy geestelike groei, die volwassenheid waarmee hy hierdie briewe skryf. En hy sê daar in 1 Petrus 2, en jy moet onthou, hy het altyd die Jode in gedagte, omdat hy ook 'n apostel was vir die Jode of vir die Israeliete. En die Bybel sê vir ons in vers 9, hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. So die apostel Petrus gebruik Ou-testamentiese terminologie, goed wat die Jode sou verstaan het, dat hulle geen volk was nie, maar God het hulle geroep en hulle 'n volk gemaak. Die Here het hulle uit al die volke verkies om vir hom volk te wees. En hy vat hierdie presiese toepassing en hy sit dit deur na die Nuwe Testamentiese gelowiges, die gereddes. En hoor wat sê hy, julle is 'n uitverkore geslag. Nou ons het gister klaar daaroor gepraat, vriende. Ons is 'n uitverkore volk. Die Here het van voor die grondlegging van die wêreld beskik en bepaal om ons te red. In ons geestelike dooie toestand het hy vir ons gesê, lewe. Daarom het ons geestelike lewe. Daarom het ons aptyd na God se woord, 'n liefde vir God, 'n haat vir sonde, 'n begeerte dat mense gered sal word. Wat 'n wonderlike voorreg dat ons bekend staan as 'n uitverkore geslag of 'n uitverkore volk, mense uit genade gered. En ag vriende, nou sê die Bybel vir ons is 'n koninklike priesterdom. Nou jy moet onthou, in die Ou Testament het die volk deur die priester na God genader. Daar was offers gebring en deur hierdie offers het hierdie priester voorspraak gedoen vir die bepaalde persoon in die volk. Nou sê die Bybel vir ons het 'n koninklike priesterdom. Met ander woorde, ons kan direk deur Jesus Christus na God die Vader nader. As uitverkorenes het ons nou deelgenote geraak van die hemelse koninkryk. Ons is erfgename van God, mede-erfgename van Christus, en ons het nou hierdie koninklike priesterskap, dat ons nie deur iemand na God hoef te nader nie, maar dat ons na God kan nader op grond van wat Christus aan die kruis gedoen het, en in die kragvolle werking van die Heilige Gees het ons direkte toegang tot die troonkamer van genade en kan ons bid met vrymoedigheid, omdat ons weet God hoor ons, want ons ewige hoëpriester Jesus Christus tree nou vir ons in dag en nag. Die Bybel sê verder, ons is 'n heilige volk, soos Israel afgesonder moes wees van die volkere en vir hulle moes wys hoe 'n heilige volk lyk, 'n afgesonderde volk lyk, 'n volk waar God regeer. So moet ons as weergeborenes, as uitverkorenes, nou 'n afgesonderde lewe vir God lewe. Beteken nie ons sluit onsself toe in 'n klooster, so sekere kerke voorstaan en verkondig en propageer nie. Nee, ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Ons is deel van hierdie wêreldse stelsel, tog is ons nie deel van die wêreld se sonde nie. Jesus het tussen die sondaars beweeg, maar hy het nie self gedeel in hulle sonde nie. As hy genooi was na 'n sondaar vir 'n ete, het hy daar die evangelie verkondig, het hy daar duidelik getoon waaroor die koninkryk van God gaan. Dis presies, as uitverkorenes, vriende, is ons baie duidelik hierdie heilige volk, wat nou verander moet wys hoe lewe 'n volk van die Here. En nou, hoor wat staan daar, 'n volk as eiendom verkry. Met ander woorde, ons behoort nou aan God self deur Jesus Christus, ons Here. Die Bybel sê vir ons in Jesaja 53, en kom ek lees dit vir u, dat u dit mooi kan verstaan. Jesaja 53, wat 'n profetiese brief is,
'n baie besondere gedagte oor die lyding van ons Here Jesus Christus aan die kruis. Daar staan in vers 9: En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakore sien. Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Deur die moeitevolle lyde van sy siel sal hy versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Hy sal baie regverdig maak. Hy sal 'n nakroos sien, en dit is presies wat Petrus hier sien. Hy dink aan Jesaja 53 wanneer hy hierdie gedeelte skryf, wanneer hy sê dat ons is nou 'n heilige volk, 'n eiendom deur God verkry. Ag vriende, hoe kosbaar om hierdie waarheid te sien. Ons is 'n uitverkore geslag, ons is 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom te verkry, en nou belangrik, om te verkondig die deugde van hom. Ons praat nie oor onsself nie, ons praat oor hierdie een wat vir ons gesê het, in ons geestelike dooie toestand leef. Ons praat oor hom, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Ons besef as weergeborenes, as uitverkorenes, as bloedgewastes, ons was geestelik in die duisternis. Ons het geen aptyt vir God gehad nie. Ons was rebelle teenoor God. Ons was in opstand teenoor ons Skepper. Ons het ons eie vlees nagevolg en nagejaag. Maar God in sy groot genade kom red ons. Hy kom maak ons nuut. Hy kom gee vir ons 'n nuwe lewe. En nou verkondig ons Christus en hom as gekruisigde. Is dit nie wat die apostel Paulus sê nie? Hy sê ons verkondig Christus en hom as gekruisigde. Hy sê ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. U sien, Christus het gesterwe vir sy uitverkorenes. Sy uitverkorenes word lewend gemaak deur die prediking van die woord, deur die werking van die Heilige Gees, deur God se genadige roeping in ons lewens. En dan het ons hierdie kosbare identiteit, dat ons nou 'n uitverkore geslag is, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Dit echo die woorde van Jesus in Matteus 5 vers 13 tot 16, ons is die sout van die aarde, die lig van die wêreld, en deur ons goeie lewe moet ons Vader verheerlik. Ek vra jou vanmôre, hoe lyk my en jou lewe? Kan ons vanmôre sê ons is gered, ons is kind van God? En as jy dit vanmôre sê, met vrymoedigheid sê, dat ek God ken en hy ken my, want hy my lewend kom maak, dan vra ek vir jou, lewe jy nou soos die Here dit van jou vra? Verkondig jy die deugde van hom wat jou uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig? Besef jy was vroeër op pad na God se oordeel, nou is jy God se volk? Besef jy daar's barmhartigheid aan jou bewys, dat jy ook vanmôre kan sê, uit genade is ek gered. Mag ons nie stil wees oor hierdie groot waarheid nie, maar mag ons Christus en hom as gekruisigde verkondig aan elke nasie, taal, volk en stam. Wat 'n wonderlike, kosbare verlossing. Daarom vriende, sal ons van nou tot aan alle ewigheid eer bring aan hom, wat ons uit die duisternis oorgebring het na sy wonderbare lig. Mag ons die Here eer, mag ons lofpsalme sing tot eer van sy naam. Mag ons sê, u goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons sal ons hart tot u verhef. Aan u alleen my dankgesange. U sal my lus, my lied hier bly. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U sal ons in u waarheid lei. Loof die Here o my siel en alles wat binne my is. Loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtighede vergeef, wat al jou krankhede genees, wat jou siel verlos van die verderf. Daarom vriende, is ons as kinders van die Here anders as die wêreld, omdat ons praat oor ons verlosser, wat genade aan ons kom bewys het. Groete vir u, mooi dagie verder, Tara.